Ja, waarmee kan ek jou nou van diens wees? Kan pappa my asseblief leer hoe my kar te jumpstart as die battery pap is en ek is nie by die huis of naby pa nie? Ja, ek kan dit met gemak doen. Ek moet net gou dan 'n stel kabels kry, dan kan ek vir jou presies wys hoe om dit te doen. Kan ons sommer hierdie twee karre gebruik en wys pa vir my al het hulle nie Ons eintlik nodig om gejumpstart te word nie? Ja, ons gaan hulle as 'n voorbeeld gebruik. Hulle staan gelukkig baie naby aan mekaar. Dit is die een waar ons nou die liggies aangesit het of laas die liggies aangesit het. En die ander een is besig om te werk, hy moet gediens word. Okay. Kom ons gaan haal die kabel. Waar kry ek die kabel? Ek gaan dit nou uit die garage uithaal. Okay. Goed, ek het die kabels gebring. Ek wil net iets noem oor spesifieke kabels. Jy kry 'n goedkoop kabel en dit is wat meeste karre en meeste mense koop. Hierdie is een van daai tipe en die rede waarom ek sê dis goedkoop sê, hy word net gekoppel deur gepers te word en dan met ouderdom verloor jy kontak. Die duurder kabels is gesoldeer. Vir my doeleindes, ek skryf hierdie kabels baie vinnig af, so ek gebruik 'n bietjie goedkoper kabel wat ek kan gebruik. Die grootste probleem is wanneer jy hom wegsteek onder jou waar jy hom gewoonlik bære agter of onder die sitplekke, dan word hulle vogtig en roes hulle en dan oksideer hulle, dan werk hy nie lekker nie. So hierdie is 'n redelike nuwe stel. Voor ek begin, hou die twee klampe uitmekaar uit. Watter een koppel mens eers aan? Die kar wat gecharge moet word of die kar Die charge wat gecharge moet word, gaan ons eers doen. So ek gaan daai ene eers doen. Ek wil net seker maak dat hierdie klampe nie ergens raak nie. Jy doen altyd eerste die positiewe ene. Positief is rooi, né? Positief is rooi. Maak seker dat hy mooi kontak maak. Skud hom so klein bietjie. Nou hierdie battery is dus ander woorde die gewoonlik die leë ene wat jy wil gebruik. So daar's 'n goeie koneksie. Positief, positief. Jy kan op hierdie ene So dis nou die kar wat die charging gaan doen. wat ons gaan opstart wat 'n papperige battery het, kry eerste weer die positiewe ene, Altyd eers rooi. altyd eers rooi. Maak seker dat hy reg vas is. Maar nou, voordat ek hierdie ding gaan hierdie ene gaan opstart of opkoppel, gaan ek eers die masjien laat loop Okay. en ek gaan sy agterste venster verhitter aansit. Hoekom? Hoekom sit pa die verhitter aan? Want dit kan baie kere wees en ons gaan op hierdie ene ook sy verhitter aansit, want dan werk dit soos 'n weerstand. So as daar 'n skokgolf of 'n skokgolf in die elektriese stroom is, gaan hy nie jou rekenaar beskadig nie. Daar's die een. Ek weet nou nie presies waar hierdie ene sit, daar sit hy, dat hy die rekenaar beskadig. So ek gaan dus nou daai goed aansit en dan gaan ek hierdie engine op start aan die loop sit en dan sal ons kop koppel en dan staan ons gewoon hierdie ene op. Ons gaan nou nie fisies hierdie motors aanskakel nie en want hulle werk al twee. Hierdie was nou net as 'n voorbeeld. Maar om verder te gaan, voor ek die negatief koppel, dan skakel ons hierdie motor aan. Okay. Kan ek net gou 'n vraagie vra? Ja. Ek sien pa het hom nou daar aan die kabel vas, maar hy gaan niks doen nie omdat dit op die plastiek is, né? Hy is net daar omdat ek hom nie hier wil laat rondhang nie. Okay, so hy knyp aan die plastiek Ja, vas, ja. hy knyp nie aan enige drade vas. Hy knyp niks nie. Hy is nie gekoppel nie. So ek het hom nou ek het hierdie engine aangeskakel en dan sit ek die agter vensterverwarmer aan. Okay. Ek kan dit nou omdat hy loop, kan ek dit sien as ek die knoppie indruk. En dit is 'n veiligheidsmaatreël as daar 'n skok, elektriese skok op 'n een of ander manier deur die stelsel gaan hy van jou baie delikate goed soos die rekenaar bespaar om nie te blaas nie.
As jy dus nou in jou kar gaan inklim, nadat hy so rukkie geloop het, dan wil ek hê voordat jy sit die sleutel aan, en dan sit jy die agtervenster se weerstand aan, en dan eers mag jy probeer om hierdie ding aan die gang te kry. En die persoon wat in hierdie kar sit wat my charge, hulle tel die revolusies 'n bietjie op. Hulle tel die revolusies 'n klein bietjie op. Help dat daai papbattery bietjie meer sous in kry. Ja. Okay. Bietjie krag kry, 'n bietjie sy wattage optel, maar dit is te tegnies. Gewoon eenvoudig 'n klein bietjie op, so 2000 APM. Ons wil nie die ding uit die engine uit die kar uit geref kry nie. Okay. So ons alles word rustig gedoen. Goed, dan as ons daarmee heeltemal klaar is en hierdie ding loop, dan los ons die twee gewoon eenvoudig net so loop vir 'n rukkie. Hoe lank omtrent? Ja, so 5 minute maksimum, Okay. want anders dan kan ons miskien verkoelingsprobleme kry. Moet mens ref met Nee, jy laat- daai kar ref, moet hy maar Nee, net jy los hom net gewoon eenvoudig al twee laai dan gelyktydig, hierdie ene laai sy eie battery, daai ene laai daai battery, en dan is daar nog 'n koppeling daartussen. So, nou het ons vir 5 minute om dit laai. Waar begin mens, moet ek die kar afsit? Want Nee, jy sit Okay. nie daai kar af nie. Die kar mag afgesit word, okay, want hy het hom nou oorgeneem. Jy skakel hom af. alright, As hy nie genoeg krag ingehad het nie, sal daai kar doodgaan. okay. Maar as hy bly loop, dan was jy suksesvol. Hy loop nou. Dan haal jy eers die negatief af, Okay, haal dan die positief af. okay, Jy kan hulle nog steeds nie teen mekaar hou nie, want hy is nog steeds gekoppel op daai battery. alright, Vir veiligheidshalwe hak ek hom gewoonlik een van die clamps aan die kabel. En dan haal ek weer dieselfde aan hierdie ene. Haal die negatief af eerste. Nou kan dit nie meer 'n saak maak nie, maar hier is negatief teen negatief, so dit pla nie. En dan haal ek die positief af. So as So- jy aansit, begin jy by positief, negatief, positief, negatief, en as jy afhaal is dit negatief dan positief. Ja. Okay, Dit verminder die kans om 'n vonk te skiet. okay. Goed, Alright, dan Dan basies ruim ons op, maak toe en daar gat ek. ja. So ek weet dis 'n simpel vraag om te vra, maar ek is seker daar's baie ander mense wat ook nie weet hoe nie, en dan het ons nou weer ons kundige mense wat baie mense uithelp om dit te weet. So ag, dankie pappa, nou voel ek bietjie meer veiliger en ek weet wat om te doen. Want baie mense het twee karre en dan wil die een nie loop nie, dan moet hulle dit alleen en self doen. Ja. Dit kan alleen en self gedoen word, maar dan moet jy net rustig en kalm seker maak dat jy die prosedure volg. En ek dink seker is ook 'n goeie ding wat ons moet doen is wanneer ek by die huis kom, direk na 'n battery center toe ry om 'n nuwe battery te kry. Indien nodig. Dit is die rede waarom hy plat kan wees is jy het vergeet om die radio af te sit. Ja. Of jy het vergeet om die boot, wat 'n bootliggie het, wat is dit, 'n agterklap, nie heeltemal toegemaak het nie, dan bly jou liggie brand. Okay. En jy het dit nie agtergekom nie. Dis nie So dat daar die is nie battery noodwendig kan dat die wees. battery stukkend is nie. Ja. Ek as hierdie battery regtig stukkend was, heeltemal stukkend was, sal hierdie startproses ook in elk geval nie gewerk het nie. Okay. Want die moderne batterye is so dat as hy nie genoeg krag in het nie, sal hy nie werk nie. 'n Funksionele battery nie. Maar dit is heeltemal 'n ander tegnologie waarvan ons nou praat. En daar wil ons nie nou weer sit nie. So, maar as jy regtig vasbrand, kontak ons hier by Gemoedsrus Motors, en as jy ons soek, hieronder is daar die like knoppie, en asseblief deel ons video's, dit sal nogal help vir ons.